Vandag se lesie werk ons nog steeds met eksponente, maar in vandag se les gaan ons nou kyk na eksponensiële vergelykings. Nou, hoe lyk 'n eksponensiële vergelyking? 'n Eksponensiële vergelyking het 'n veranderlike as 'n eksponent. Met ander woorde, onthou, 'n vergelyking het ook 'n is gelyk aan teken. So 'n eksponensiële vergelyking lyk iets soos 3 tot die mag x is gelyk aan 81. Nou die vraag wat ons hier sal kry is altyd los op vir x. Maar nou kan julle sien, waar is my x? My x is my eksponent. En baie belangrik, die beginsel wat ons hier gaan gebruik, is die beginsel wat sê, as ons het a tot die mag x, is gelyk aan a tot die mag 2. Dan beteken dit, omdat hierdie a's dieselfde is, kan ons sê, dat daai x moet gelyk wees aan 2. Omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek dan sê, x is gelyk aan 2. So wanneer ons hierdie vergelykings gaan oplos, is die metode wat ons moet volg nou baie belangrik. Die eerste stapie wat ons gaan doen om hierdie probleem op te los, is ons skryf die linkerkant en die regterkant tot dieselfde grondtaal. Die tweede stapie wat ons gaan doen, is ons gaan die linkerkant en die regterkant tot 'n enkele grondtaal vereenvoudig. Nou, as ons hierdie linkerkant en die regterkant tot 'n enkele grondtaal vereenvoudig, kom ons kyk wat dit beteken. Hoe doen ons dit? Kom ons kyk na ons voorbeelde. Onthou, ons vraagie gaan vra, los op vir x. Kom ons gebruik sommer die eerste enetjie wat ons gesê het, 3 tot die mag x is gelyk aan 81. As ons kyk na 3 tot die mag x is gelyk aan 81, dan is ons eerste stapie wat ons moet gesê, ons skryf ons linkerkant en ons regterkant tot dieselfde grondgetal. Goed, my linkerkant is klaar 3 tot die mag x, my regterkant kan ek skryf 81 is 3 tot die mag 4. Ons beginsel wat nou geld, is omdat die 3 dieselfde is, kan ek sê dat die x gelyk is aan die 4. So ek kan nou net daarom skryf, x is gelyk aan 4. As ons kyk na 3 tot die mag 2x minus 6 is gelyk aan 1. Nou onthou, ons moet die linkerkant en die regterkant tot dieselfde grondtaal skryf, né? My linkerkant en my regterkant moet ek dieselfde grondtaal kry. Nou, wat is my grondtaal hier aan die linkerkant? My grondtaal is 3. Met ander woorde, ek moet hierdie 1 skryf as 'n grondtaal van 3. Gelukkig kan ons nou onthou, met ons reël, eksponentreëls, dat enige iets tot die mag 0 is altyd 1. So as ek hom as 'n grondtaal van 3 wil skryf, nou kan ek sien my grondtalletjies is nou dieselfde. As ek 'n 1 aan die regterkant het, is dit altyd die grondtaal tot die mag 0. Goed, nou kan ek sê, omdat daar die grondtalle dieselfde is die 2x minus 6 gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kan sê, daarom is 2x minus 6 gelyk aan 0. Nou gaan ek net my gewone lineêre vergelyking oplos. Julle het dit al gedoen in graad 9, ons gaan dit nog weer doen die jaar, maar julle moet dit kan onthou. Om my lineêre vergelyking op te los, moet ek my x alleen kry. Om my x alleen te kry, gaan ek my minus 6 na die
regterkant toe vat. So ek kry 2x is gelyk aan, sodra hy oor die is gelyk aan gaan, word hy 'n positief. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 2 aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry 'n oplossing van x is gelyk aan 3. Kom ons kyk na 5 tot die mag x is gelyk aan die vierkantswortel van 125. Nou onthou, ons moet ons grondtalle dieselfde kry, grondtalle aan die linkerkant en regterkant dieselfde. Goed, so ons kan weet 5 tot die mag x is die vierkantswortel en 125 is 5 tot die mag 3. As ek my reeltjie toepas wat ek by eksponente geleer het, dan weet ek hier staan mos dit spook 2, so ek kan daai skryf as 5 tot die mag 3 op 2, want ek deel mos my eksponent deur die 2. Nou kan ek weer hier sien, my linkerkant en regterkantste grondtal is dieselfde, so ek kan sê, daarom is x gelyk aan 3 op 2. Volgende voorbeeldjie. 10 tot die mag 1 minus x is gelyk aan 0,01. Goed, nou by hierdie ene, in hierdie geval, gaan ek die desimaal skryf as 'n gewone breek. Met ander woorde, ek verander my desimaal 0,01. Dis reg, 10 tot die mag 1 minus x is gelyk aan 1 op 100, né? 1 op 100, 10 tot die mag 1 minus x, kan ek skryf 1 op 100 is 1 op 10 se kwadraat. Want onthou, waarna toe wil ons nou werk? Ons werk na ons grondtalle, wat links en regs dieselfde moet wees. So ek moet in hierdie geval werk na 'n grondtal van 10 toe. Ek het aan my linkerkant 10 tot die mag 1 minus x, en my regterkant kan ek skryf as 10 tot die mag min 2. Nou kan ek weer sien, omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek sê dat my eksponente gelyk is aan mekaar. Met ander woorde, ek kan sê, daarom is 1 minus x gelyk aan minus 2. Ek wil my x-ie alleen hê. Om my x alleen te kry, gaan ek die 1 oorvat na die regterkant toe. So ek kry minus x is gelyk aan minus 2 minus 1. Minus x is met ander woorde gelyk aan minus 3. As ek albei kante deel deur 'n minus, dan kan ek sê x is gelyk aan 3. Ons doen 'n paar vinnige sulke voorbeelde. 3 maal met 3 tot die mag x is gelyk aan 27. OK, so, ons kan hierdie enetjie op 2 verskillende maniere uitwerk. Ons kan nou gaan sê, 3 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 27 is 3 tot die mag 3. Want onthou, ons wil ons grondtalle mos nou links en regs dieselfde maak, né? Aan die linkerkant het ek my wet toegepas, wat vir my sê, as ek dieselfde grondgetalle het, dan kan ek die eksponente by mekaar tel, en by die driekie staan daar 'n spook 1, so daai word 3 tot die mag x plus 1. Nou sien ek my grondtalle is dieselfde. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat x plus 1 gelyk is aan 3. So ek kan sê x plus 1 is gelyk aan 3.
Ek wil my x alleen hê, so ek moet my plus 1 oorvat, dan word hy minus 1. So ek kry x is gelyk aan 3 minus 1, so x is gelyk aan 2. Of, ek kon nou hier gesê het, ek het 3 maal met 3 tot die mag x is gelyk aan 27. Die beginsel waarna toe ek werk is om my linkerkant en my regterkant 'n enkele grondtal te kry. Ek wil hom vereenvoudig na 'n enkele grondtal toe. So wat ek gaan doen, hierdie ene pla my, so ek gaan deel met 3 aan die linkerkant, deel met 3 aan die regterkant, want wat ek links doen, moet ek regs doen. Dan kry ek 3 tot die mag x is gelyk aan 9. 9 kan ek nou weer skryf as 3 tot die mag 2. Omdat ek nou het dat my grondtalle dieselfde is, kan ek sê daarom is my eksponentjies gelyk. Met ander woorde, ek kan sê daarom is x gelyk aan 2. Die volgende is dieselfde tipe voorbeeldjie. Ek het nou 4 maal met 3 tot die mag x is gelyk aan 36. Ek wil my 3 tot die mag x alleen hê aan die linkerkant, want ek werk daarna om my x op te los. So, die 4 pla my nou hier aan die linkerkant, so ek gaan deel met 4, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry 3 tot die mag x is gelyk aan 9. 9 kan ek weer skryf as 3 se kwadraat. Wat sien ek nou? Ek sien my 3's is dieselfde, my grondtalle. Daarom kan ek sê my eksponente is gelyk. Met ander woorde, x is gelyk aan 2. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is byvoorbeeld 2 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 9. Nou onthou, die beginsel waarna toe ons werk, is dat ons linkerkant en regterkant 'n enkele grondtal is. Ek wil met ander woorde hierdie 2 tot die mag x isoleer. So om hom alleen te kry, gaan ek die enetjie oorvat. Ek kry met ander woorde 2 tot die mag x is gelyk aan 9 minus 1. So 2 tot die mag x is gelyk aan 8. 8 kan ek weer skryf as 2 tot die mag 3. Nou kan ek sien, ek het 'n 2 as 'n grondtal, en dit beteken ek kan sê my eksponente is gelyk. So ek kan sê daarom is x gelyk aan 3. Die volgende tipe voorbeeld waarna ons kyk is soos 2 tot die mag 2x maal met 2 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 16. Eerste ding moet ek linkerkant en regterkant tot dieselfde grondtal skryf. Met ander woorde, ek gaan ook my wette toepas, né? Ek het met ander woorde aan die linkerkant het ek 'n grondtalletjie van 2 en my wet aan die linkerkant sê vir my wanneer ek dieselfde grondtal vermenigvuldig. Aan my linkerkant het ek 'n grondtal van 2. My wet sê vir my wanneer ek dieselfde grondtal met mekaar vermenigvuldig, dan tel ek my eksponente by mekaar. Regterkant moet ek ook skryf tot dieselfde grondtal. Regterkant weet ek is 16 word geskryf as 2 tot die mag 4. So ek het 2 tot die mag 3x plus 1 is gelyk aan 2 tot die mag 4. Ek kan met ander woorde nou sê,
Omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek sê my eksponente moet gelyk wees aan mekaar. So nou kan ek sê daarom moet 3x plus 1 gelyk wees aan 4. Nou los ek my lineêre vergelyking op. 3x wil ek alleen hê, met ander woorde, wat gaan ek doen? Ek gaan die plus 1 na die regterkant toe vat, dan word hy minus 1, so ek het regs 4 minus 1. Ek kry met ander woorde 3x is gelyk aan 3. Ek wil nog steeds vir x alleen hê, so ek gaan deel deur 3 aan die linkerkant, deel deur 3 aan die regterkant, en dit gee vir my x is 'n antwoord van 1. Kom ons kyk nou net nog na 'n volgende voorbeeld. Ons het 2 tot die mag x plus 2 plus 2 tot die mag x is gelyk aan 40. Goed, wat nou by hierdie enetjie vir ons 'n bietjie anders is, ons kan nou nie ons eksponentwette toepas nie, né? En onthou, ons doel waarna toe ons werk is om ons linkerkant en ons regterkant tot dieselfde grondtal te skryf, en dan ook ons linkerkant en regterkant tot 'n enkele grondtal te vereenvoudig. Nou, wat ons hier sien is, ons het hierdie plus. So die oomblik as ons daai plus sien, dan is die eerste stappie wat ons gaan doen, is ons gaan uitbrei. As ons kyk na hierdie, dan het ons 'n 2 tot die mag x maal met 'n 2 tot die mag 2, plus 'n 2 tot die mag x is gelyk aan 40. Nou kan ek sien, wat gaan ek nou volgende doen? Want ons doelpunt is om 2 tot die mag x alleen te kry. So die volgende ding wat ons moet doen is, ons moet faktoriseer, want ons sien ons 2 tot die mag x is 'n gemeene faktor. So ons kry 2 tot die mag x, as ons hom uithaal as 'n gemeene faktor, dan bly daar 2 tot die mag 2 plus 1 oor in die hakkie, is gelyk aan 40. As ek my hakkie vereenvoudig, dan kry ek 4 plus 1 is 5 is gelyk aan 40. Ek wil my 2 tot die mag x, wil ek hê my linkerkant en my regterkant, wil ek hê 'n enkele grondtal. So, wat gaan ek nou hier doen? Is reg, ek gaan deel deur die 5 aan die linkerkant, wat ek links doen, moet ek regs doen. Nou het ek 2 tot die mag x is gelyk aan, en 40 gedeel deur 5 is 8. Ek kan met ander woorde 8 nou skryf as 2 tot die mag 3. Wat sien ek nou? Ek sien my grondtalle is linkerkant en regterkant dieselfde, so ek kan sê my eksponente moet gelyk wees aan mekaar. Daarom is x gelyk aan 3. Ons doen nog net so 'n paar voorbeelde, dan kan julle huiswerk doen. Volgende voorbeeldjie het ons 4 maal met 25 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 4. Goed, wat my pla, en by hierdie enetjie, is nou weer eens hierdie 4. So ek gaan deel met 4 aan die linkerkant, deel met 4 aan die regterkant, dan kry ek 25 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 1. Ag, jy kan hier ook nou weer 2 stappe volg. Eintlik kan jy sommer sê 25 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 25 tot die mag 0. Want onthou, ons het gesê, enige iets tot die mag 0 is altyd 1. En omdat ek nou my grondtalle dieselfde wil hê, kan ek die sommer 25 maak. So nou kan ek sê x plus 3 moet gelyk wees aan 0. Met ander woorde, x plus 3 is gelyk aan 0. Ek wil my xie alleen hê, so wat doen ek? Ek vat my plus 3 oor na die regterkant toe,
en dit word dan 'n min 3. Of as jy nou weer na hom kyk, het ons 4 maal met 25 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 4. As ons deel met die 4 kry ons 25 tot die mag x plus 3 is gelyk aan 1. 25 kan jy nou as jy hom in sy priemfaktore gaan skryf. Baie keer help dit om hulle na priemfaktore toe te vat. As ons om priemfaktore gaan skryf, dan kry ons 5 tot die mag 2 x plus 3 is gelyk aan 5 tot die mag 0. Onthou, nou moet ek net my wet toepas, wat nou my mag verhef tot 'n magwet, wat dan nou vir my gaan sê, ek het 2 maal met x plus 3, so dit gee vir my 5 tot die mag 2x plus 6 is gelyk aan 5 tot die mag 0. Omdat my grondtalle nou dieselfde is, kan ek nou sê 2x plus 6 is gelyk aan 0. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek vat my plus 6 oor, plus 6 word min 6, so ek kry 2x is gelyk aan min 6, daarom is x gelyk aan min 3. Want wat het ek gedoen? Ek het nou by die min 3 antwoord uitgekom deur albei kante te deel deur 2. Nog 'n voorbeeldjie. As ons kyk na 0,5 tot die mag x minus 1 is gelyk aan 'n kwart tot die mag x. Goed, so die eerste ding wat ons gaan doen, is ons skryf ons desimaal na 'n gewone breuk toe. So 0,5 kan ons skryf as 'n half tot die mag x minus 1 is gelyk aan, en 'n kwart kan ons skryf as 1 op 2 kwadraat tot die mag x. Onthou, ons wil ons grondtalle nou dieselfde hê. Hier kan jy nou weer 2 paaie volg. Ons kan nou hierdie ook gaan skryf as 'n half tot die mag x minus 1, want dit is my grondtalletjie. Regterkant gaan ek my mag verhef tot 'n mag toepas, en as ek nou na dit kyk, gaan ek die 2 vermenigvuldig met die x, met ander woorde, ek kan dit ook skryf as 'n half tot die mag 2x. Daarom kan ek nou gaan sê, omdat my grondtalle nou albei 'n half is, kan ek sê dat my x minus 1 gelyk is aan 2x. So ek kry x minus 1 is gelyk aan 2x. Onthou, ek wil my x uitwerk, want die vraag is los op vir x. In hierdie geval sal ek nou sommer die x oorvat na die regterkant toe, dan kry ek minus 1 is gelyk aan 2x minus x, so ek kry minus 1 is gelyk aan x, wat mos maar dieselfde is as ons omskryf as x is gelyk aan minus 1. Die ander pad wat ons nou hiervandaan af kon gevolg het, as ons nou het 'n half tot die mag x minus 1 is gelyk aan 1 op 2 kwadraat tot die mag x, kon jy gaan sê hier binne in die hakkie het ek 2 tot die mag min 1 tot die mag x minus 1, en aan die regterkant het ek 2 tot die mag min 2 tot die mag x. Dan kon ek nou my wet toegepas het van 'n mag verhef tot 'n mag, wat vir my sê ek vermenigvuldig die min 1 met die x minus 1. So ek kry 2 tot die mag minus x plus 1
is gelyk aan 2 tot die mag minus 2x. Nou kan ek weer die volgende sien, dat my grondtal is wel dieselfde. Omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek sê, my eksponente is gelyk. Met ander woorde, ek kan sê, minus x plus 1 is gelyk aan minus 2x. As ek hierdie nou wil oplos, dan kan ek my minus x na my regterkant toe vat, so ek kry 1 is gelyk aan minus 2x plus x, ek kry 1 is met ander woorde gelyk aan minus x, en as ek nou deel deur 'n minus 1, kan ek daarom sê, dat x gelyk is aan minus 1. 'n laaste voorbeeldjie voordat julle met julle huiswerk kan begin. 9 tot die mag x plus 3 tot die mag 2x plus 1 is gelyk aan 36. Goed, so wat is die eerste ding wat ek nou hier gaan doen? Die eerste ding gaan wees, ek gaan my grondtalle in priemfaktore skryf. Want onthou, ek wil my grondtalle dieselfde maak. So 9 kan ek skryf as 3 tot die mag 2x plus 3 tot die mag 2x maal met 3 tot die mag 1 is gelyk aan 36. Julle kan sien, wat het ek nou sommer in hierdie stap ook gedoen? Dis reg, ek het uitgebrei. Met ander woorde, ons volgende stapie is, brei uit. Wat gaan ons nou doen? Wat sien ons nou? Die grondtal met ons eksponent wat onbekend is 'n 3 tot die mag 2x, 3 tot die mag 2x. Met ander woorde, nou gaan ek faktoriseer. As ek nou faktoriseer, sien ek my 3 tot die mag 2x is 'n gemeene faktor. As ek hom uithaal, dan bly daar 1 plus 3 oor, is gelyk aan 36. Dit gee vir my 3 tot die mag 2x maal met 4 is 36. Ek wil my 3 tot die mag x alleen hê, met ander woorde, ek gaan deel deur 4 aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry met ander woorde 3 tot die mag 2x is gelyk aan 36 gedeel deur 4 is 9. 9 kan ek weer skryf as 3 tot die mag 2. Met ander woorde, wat het ons nou gedoen? Ons het ons linkerkant en regterkant se grondtalle dieselfde nou, né? Goed, so as my linkerkantste grondtal en my regterkantste grondtal dieselfde is, wat kan ek dan doen? Hierdie grondtalletjies is al 2, 3, dan kan ek sê my eksponente moet daarom gelyk wees aan mekaar. So daarom is 2x gelyk aan 2. Ek wil x alleen hê, so ek gaan deel deur 2, met ander woorde, ek kry x gelyk aan 1 is my antwoord. Ek hoop hierdie werkies verstaan jy nou mooi, dis eintlik baie lekker wiskunde. Jy kan hierdie werk nou inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Onthou, practice makes perfect.